Goeiemôre broers en susters. Ons gaan voort met ons leesdiens vir die lydensgeskiedenis vir Goeie Vrydag op bladsy 53.
Jesus word gevange geneem. Terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, wat 'n afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geneem het, met fakkels en lampe, en saam met hom 'n groot menigte, met swaarde en stokke, en omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jesus die Nasareëner. Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Hy vra hulle toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jesus die Nasareëner. Jesus sê antwoord, ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan, sodat die woord vervul sal word, wat hy gespreek het. Uit die wat u my gegee het, het ek niemand verloor nie. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom en neem hom met sekerheid weg. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet, Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. En toe die wat rondom hom was, sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan? En een van hulle, Simon Petrus, wat 'n swaard gehad het, het dit uitgetrek en die diensknegt van die hoëpriester geslaan en sy regteroor afgekap. En die naam van die slaaf was Malchus. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Toe sê hy vir Petrus, steek jou swaard in die skede, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie? Hoe sou die skrifte dan vervul word, dat dit so moet gebeur? En daardie uur sê Jesus vir die owerpriesters en hoofde van die tempel en ouderlinge wat teen hom gekom het,
Het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en stokke om my gevange te neem? Dag vir dag het ek by julle in die tempel besig om te leer, en julle het nie die hande teen my uitgesteek nie. Maar dit het alles gebeur dat die skrifte van die profete sou vervul sou word. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug, en 'n sekere jong man met 'n linnedoek om sy naakte lyf het hom gevolg, en die jong man het hom gegryp, maar hy het die linnedoek laat staan en naak van hulle af weggevlug. Jesus voor die Joodse raad, die afdeling en die owerste oor 1000 en die dienaars van die Jode het Jesus gevange geneem en hom geboei, en hulle het hom weggelei, eers na Annas, want hy was die skoonvader van Caiaphas, wat daardie jaar hoëpriester was. En dit was Caiaphas wat aan die Jode die raad gegee het, dat dit voordelig is dat een man vir die volk sterwe. En Annas het Jesus geboeid na Caiaphas die hoëpriester gestuur, waar al die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerders vergader het. Simon Petrus en 'n ander disipel het Jesus gevolg, en daardie disipel was met die hoëpriester bekend en het saam met Jesus ingegaan in die binneplaas van die hoëpriester se paleis. Maar Petrus het buitekant by die deur bly staan, en die ander disipel wat bekend was met die hoëpriester het uitgegaan en met die deurwagster gepraat en Petrus ingebring. En toe die dienaars 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak het, want dit was koud, en by mekaar gaan sit het Petrus onder hulle gesit om die einde te sien en hom warm gemaak. Die hoëpriester ondervra Jesus toe oor sy disippels en oor sy leer. Jesus antwoord hom: Ek het ronduit tot die wêreld gespreek. Ek het altyd in die sinagoge geleer en in die tempel waar die Jode van alle kante vergader, en in die geheim het ek niks gespreek nie. Wat ondervra u my? Ondervra hulle wat gehoor het, wat ek tot hulle gespreek het. Hulle weet tog wat ek gesê het. En toe hy dit sê, het een van die dienaars wat daar staan, Jesus in die aangesig geslaan en gesê: Antwoord u die hoëpriester so? Jesus antwoord hom: As ek verkeerd gespreek het, getuig van die verkeerdheid. Maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my? En die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerders en die hele raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak. Het hulle niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, het hulle niks gevind nie. Maar op laas kom daar 2 valse getuies en sê: Hierdie man het gesê: Ek sal hier die tempel van God wat met hande gebou gemaak is, afbreek en in 3 dae 'n ander een opbou wat nie met hande gemaak is nie. En selfs so was hulle getuienis nie eenders nie.
Toe staan die hoëpriester onder hulle op en vra vir Jesus, antwoord u niks nie. Wat getuig hierdie manne teen u? Maar hy het stil gebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester hom die vraag en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus is, die seun van die geseënde God. En Jesus sê, ek is, maar ek sê vir die almal, van nou af sal u die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê, hy het godslasterlik gespreek. Wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor. Wat dink julle? En hulle het almal geantwoord, hom veroordeel en gesê, hy is die dood skuldig. Toe het hulle in sy aangesig gespieg en die manne wat Jesus gevange gehou het hom bespot en hom geblinddoek en hom met die vuiste in die aangesig geslaan en hom gevra en gesê, profeteer vir ons Christus. Wie is dit wat u geslaan het? En baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek en die dienaars het hom met stokke geslaan. Jesus deur Petrus verloon. En Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis en 'n sekere diensmeisie van die hoëpriester, die deurwagster, kom en toe sy Petrus by die vuur sien sit, besig om hom warm te maak, kyk sy hom aan en sê, hierdie man was ook saam met hom. Toe sê sy vir Petrus, jy is tog nie ook een van die disippels van hierdie mens nie. Jy was ook by Jesus, die Galileër, maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek is nie, ek ken hom nie, ek weet en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buite na die voorplein gegaan en die haan het gekraai. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien die diensmeisie hom weer en nog een ander diensmeisie en sê aan die wat daar was, hierdie man behoort by hulle, hy was ook by Jesus die Nasareëner. Hulle sê vir hom, is jy nie ook een van sy disippels nie? Maar hy het dit weer ontken met 'n eed en gesê, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later, na verloop van omtrent 1 uur, het een van die hoëpriester se diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, dit verseker en gesê, so waar hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. En vir Petrus sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie? Waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. En Petrus het dit weer ontken en by begin homself te verwens en te sweer, ek ken nie daardie man van wie hulle praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, kraai die haan vir die tweede keer. En die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het, voordat die haan 2 maal kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween.
geskiedenis van Vrydag, Jesus voor die Joodse raad. Dadelik vroeg in die môre, toe dit nog dag word, het die oudstes van die volk, owerpriesters en die skrifgeleerders weer vergader en saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. En hulle het hom voor hulle raad gebring en gesê, as jy die Christus is, sê dit vir ons. En hy antwoord hulle, as ek vir u sê, sal u tog nie glo nie. En as ek vra, sal u my tog nie antwoord en vrylaat nie. Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. En hulle sê almal, is u dan die Seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat dit ek is. Daarop sê hulle, wat het ons nog getuienis nodig? Want ons het dit self uit sy mond gehoor. En die hele menigte van hulle het opgestaan, en hulle het Jesus geboei en weggelei van Caiaphas na die gouverneur se paleis, en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus, die gouverneur. Die dood van Judas. Daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. En die owerpriesters het die silwerstukke geneem en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die skatkis te stort nie, omdat dit bloedgeld is. En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle die stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daarom is die stuk grond genoem bloedgrond, tot vandag toe. Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia, die profeet, toe hy gesê het, en hulle het die 30 silwerstukke geneem, die prys van die gewaardeerde, wat hulle gewaardeer het vanweë die kinders van Israel, en hulle het dit gegee vir die grond van die pottebakker, soos die Here my beveel het. Jesus voor Pilatus en voor Herodes. Die Jode het self nie in die gouverneur se paleis ingegaan nie, dat hulle nie sou verontreinig nie, maar dat hulle die Pasga kon eet. En Pilatus het na hulle uitgekom en gesê, watter beskuldiging bring julle teen hierdie man in? Hulle antwoord en sê vir hom, as hy geen kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie. En Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet.
En die Jode sê vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie, sodat die woord van Jesus vervul sou word wat hy gesê het, om aan te dui, hoedanige dood hy sou sterwe. En hulle het hom begin beskuldig en sê, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keiser belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self Christus, die koning is. Pilatus gaan toe weer in die gouverneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, sê u dit uit uself, of het ander u dit van my gesê? Pilatus antwoord, is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen? Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. En die owerpriesters en die ouderlinge het baie beskuldigings teen hom ingebring, maar hy het niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, antwoord u niks nie? Hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die gouverneur hom baie verwonder het. Maar hulle het aangehou en gesê, hy maak die volk oproerig met sy leer die hele Judea deur, van dat hy in Galilea begin het, tot hiertoe. Toe Pilatus van Galilea hoor, vra hy of die man 'n Galileër is. En nadat hy verneem het dat hy uit die magsgebied van Herodes was, stuur hy hom na Herodes, wat self ook daardie dae in Jerusalem was. En toe Herodes Jesus sien, was hy baie bly, want hy was al 'n geruime tyd begeerig om hom te sien, omdat hy veel van hom gehoor het, en het hy gehoop om een of ander teken te sien, wat deur hom gedoen sou word. En hy het hom met baie woorde uitgevra, maar hy het hom niks geantwoord nie. En die owerpriesters en die skrifgeleerders het hom heftig staan en beskuldig. En nadat Herodes saam met sy soldate hom met veragting behandel en bespot het, werp hy hom 'n blink kleed om en stuur hom terug na Pilatus. En Pilatus en Herodes het op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was tevore in vyandskap teenoor mekaar. Toe roep Pilatus die owerpriesters en die owerpriesters en die owerstes en die volk bymekaar en sê vir hulle, julle het hierdie man na my gebring as een wat die volk afvallig maak
En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle hom beskuldig nie. Ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur en daar is deur hom niks gedoen wat die dood verdien nie. Nadat ek hom dan gekastei het, sal ek hom loslaat. En op die fees was die gouverneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas, wat met mede-oproermakers in die gevangenis was. En hulle het in opstand 'n moord begaan. En die skare het geskreeu en begin vra dat hy vir hulle sou doen soos altyd. Nadat hulle dan bijeengekom het, sê Pilatus vir hulle: "Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus?" Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê: "Moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil." Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die gouverneur en sê vir hulle: "Wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat?" Maar die hele menigte skreeu en sê: "Weg met hom en laat vir ons Barabbas los." Daarop spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat en sê vir hulle: "Wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus?" Maar hulle het aangehou met die roep en sê: "Kruisig, kruisig hom." En vir die derde keer sê Pilatus vir hulle: "Watter kwaad het hy dan gedoen? Ek het in hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal hom dan kastei en loslaat." Maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word. En hulle geroep en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê: "Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien." En die hele volk antwoord en sê: "Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom." En omdat Pilatus aan die skare hul sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat. En nadat hy Jesus laat gesel het, het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die gouverneur Jesus met hulle saam in die gouverneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel of purperkleed om hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand. En hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê: "Wees gegroet, koning van die Jode." En hulle spuug op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof.
Pilatus gaan toe weer uit buitentoe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. En toe Pilatus hier die woord hoor, het hy nog meer bevrees geword en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê, van waar is u? Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. En Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie? Jesus antwoord, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorlewer groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat. Maar die Jode het geskreeu en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verzet teen die keiser. En toe Pilatus hier die woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word en in Hebreërs Gabata. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word.